Lig op verhoudinge, Martie van Wyk, ons pastorale terapeut. Sy vra en praat oor die vreugde van Kersfees. Ons kan nie anders vandag as om te praat oor Kersfees nie. Dit is toch die dag wat ons so na uitsien. Vandag die vreugde van Kersfees, Martie van Wyk. Hallo Willem en hallo aan elke liewe luisteraar wat op hierdie besondere dag na ons luister. Dis Kersfees. Ek wens vir elkeen van u 'n hartlike en geseënde Kersfees toe. En wat 'n wonderlike voorreg om op Kersfees te kan praat oor die vreugde van Kersfees. Ek wil graag vir ons vandag 'n paar verse uit Lukas lees. Ek lees uit Lukas 2 vanaf vers 8. Die skaapwagters en die engele. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle verskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God geprys het en gesê het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engel van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit wat vir hulle gesê is. Liewe luisteraar, teen die agtergrond van dit wat ons nou net gelees het, wil ek vir u 'n kort verhaaltjie vertel. Daar was 'n gesin wat tydens die Groot Depressie ook maar finansiëel baie gesukkel het en wat niks kon bekostig het behalwe die nodige nie. Op 'n dag het daar nuus gekom dat 'n sirkus na hulle dorpie toe sou kom. Die kaartjies was $1. Die seentjie van die gesin het opgewonde en gretig huis toe gehardloop om by sy pappa geld te kry. Die pappa het met spyt vir die seentjie gesê, hy kan nie soveel geld vir hom gee nie, dit is net te veel, hulle kan dit nie bekostig nie. Maar as hy uitgaan en los werkies gaan doen, sal die pappa vir hom gee wat ook al hy met die los werkies verdien, om dit te verdubbel. Met net 'n paar dae voordat die sirkus na hulle dorpie toe kom, het die seentjie ernstig begin werkies doen. En toe het hy gevind dat hy genoeg uit 50 sent bymekaar gemaak, sodat wanneer die pappa sy 50 sent bysit, hy darm $1 kan hê. Hy het die geld gevat en haastig dorp toe gehardloop om 'n sirkuskaartjie te gaan koop. Die dag van die sirkus het gekom en hy het sy kaartjie gegryp en na die hoofstraat toe gehardloop, waar hy op die randsteen gestaan het terwyl die sirkusparade by hom verbygaan. Hy was so opgewonde en hy het al die narre bekyk, die olifante en al die kunstenaars wat toertjies gedoen het. 'n Nar kom toe by hom staan en die seentjie gee toe vir die nar sy kaartjie. Hy het gretig gekyk hoe die res van die parade verby hom gaan. Na die parade het die seentjie huis toe gejaag om sy pappa en mamma te vertel wat hy alles by die sirkus gesien het en hoeveel pret dit vir hom was. Die pappa was verbaas dat die seentjie so vroeg by die huis terug was
en hy het hom gevra om die sirkus te beskryf. Die seentjie het vertel van die parade en alles wat in die hoofstraat gebeur het en hoe hy sy kaartjie vir die nar gegee het. Die pappa het hartseer vir die seentjie in sy arms geneem en vir hom gesê, my seun, jy het nie die sirkus gesien nie, al wat jy gesien het was die parade. Liewe luisteraar, dat daardie seentjie jou nie baie dink aan mense oor Kerstyd nie. Hulle word so vasgevang met die Kersliedere, die bome, die ligte, die geskenkies, en hulle dink en hulle ervaar Kersfees. Maar eintlik, al wat hulle doen, is om die parade te sien. En soms gaan die hoofgeleentheid en die vreugde wat met Kersfees gepaard gaan, heeltemal vir ons verlore. My gebed vir u is dat elkeen van u die ware vreugde van Kersfees sal ken. Die engel het die bron van daardie vreugde aan die herders op daardie eerste Kersnag aangekondig. Ek kan my voorstel dat hulle bang was vir die engel wat voor hulle verskyn het. En die engel het gesê, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van 'n groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, want vandag is vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore. Dit is Christus die Here. Liewe luisteraar, ek wil afsluit met nog 'n kort storie. Ek het 'n hartroerende Kersverhaal gelees oor 'n paar arm plattelandse kinders wat gretig op hulle pa se koms gewag het, elke jaar as hy van die stad af, van die fabriek waar hy gewerk het, huis toe gekom het. Elke jaar, as hy vir Kersfees by die huis gekom het, het hy geskenke en lekkernye om te eet en 'n vars kersboom saamgebring. Maar hierdie jaar is die pa afgedank en daar was geen geskenke nie. Heel teleurgesteld, ook geen boom nie. Die kinders het bly hoop dat pa met 'n boom sou vorendag kom. Die pa het beloof, hy sal doen wat hy kan. Hy het in die motorhuis ingegaan en 'n rukkie later uitgekom met 'n 2x4, sowat 5 voet hoog plank met gate aan elke kant geboor. Hy het in die straat afgestap na 'n buurman wie se eiendom aan 3 kante begrens is deur 'n ry immergroen bome. Hy het toestemming gevra om van die takke af te sny, wat hy huis toe gebring het en in die gate van die plank gedruk het. Daarmee het hy 'n boom probeer maak. Hy het sy bes probeer, maar met geen verbeelding kon dit 'n kersboom genoem word nie. Terwyl die kinders hulle teleurstelling probeer verwerk, het die dogtertjie wat groot geword het om hierdie storieetjie neer te skryf, by die venster uitgekyk en gebid. Skielik was daar 'n klop aan die voordeur. Die vrou van die eiendom af in die straat waar die bome is, het saam met haar seun voor die voordeur gestaan, met die hoogste, mooiste, grootste kersboom wat die kinders nog gesien het. Dit het die hele deur gevul. Die vrou het ook vriendelik vir die kinders 'n aantal klein geskenkies gegee, wat baie beteken het, aangesien dit al was wat hulle daardie jaar gekry het. Die vrou wat hierdie storie vertel het geskryf hoe dat sy elke jaar wat sy groot geword het, 'n gat in die ry immergroen bome rondom die buurman en hulle eiendom gesien het, en sy onthou daardie daad van goedhartigheid en hoe God haar gebed verhoor het. Liewe luisteraar, hoe mooi is dit? Nou wil ek vir u vra, hoe sou die buurvrou gevoel het as sy haar boom vir daardie gesin afgekap het, en toe sy dit oorbring, het die familie vir haar gesê, ag dankie, maar ons kan dit nie aanvaar nie, ons stel regtig nie belang nie, en dan die deur beleef toemaak. Dink jy nie dat die buurman met reg seer gemaak sou gevoel het nie? En deur die geskenk te weier, sou daardie gesin die groot vreugde van daardie Kersfees gemis het. 'n Geskenk bring net vreugde as dit ontvang word. Liewe luisteraar, hoe dink jy voel God nadat hy sy eie seun opgeoffer het, sodat jy die ewige lewe kan hê en van die oordeel gespaar kan word? Net om jou te hoor sê, dankie, maar ek kan dit nie aanvaar nie.
Ek stel nie belang nie. Dit maak nie saak hoe beleefd jy so 'n aanbod van die hand wys nie. Enige weiering van so 'n opofferende aanbod is op sy beste 'n belediging. Die wêreld gee jou dalk oppervlakkige geluk, maar dit is nie die geluk wat hou nie. Die enigste manier om die diep blywende vreugde te kan ken wat God wil hê jy moet hê, is om met hom versoen te word, deur sy gawe wat Jesus Christus is, te ontvang. Dit is die grootste geskenk wat jy ooit kan ontvang, maar dit bring net groot vreugde as jy dit aanvaar. Liewe luisteraar, sal jy nou God se genadegawe aan jou aanvaar? Francis van Assisi het die eerste Kersfees kriptoneeltjie in 1224 gebou. Sy doel was om die mense aan Christus te laat dink as 'n persoon wat werklik geleef het. Vroeër die jaar het ek dit self ervaar toe ek die passiespele gaan kyk het en op 'n Abergou se winkeltjies gestap het en al hierdie Kersfees kriptoneeltjies